Goeiedag almal en welkom by hierdie elektroniese erediens. Daar waar jy is, kom ons word vir 'n oomblik stil. Ek slaan my oë op na die berge. Waar vandaan sal daar van my hulp kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, ek groet julle in die naam van die Vader, hy wat ons gemaak het, en in die naam van die Seun, Jesus Christus, hy wat ons verlos het, en in die naam van die Heilige Gees, hy wat ons nuut maak, elke dag. Amen. Kom ons sing 2 liedere saam, tot eer en verheerliking van ons God.
Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, waar ons in die mekaar tye nou so by mekaar is, waar ons elkeen eintlik maar op ons eie plekkie is, en hopelik dalk as gesin nou saam is. Seën ons, Here, wees met ons. Laat ons U teenwoordigheid ervaar, laat ons besef, Here, dat U nog steeds in beheer is, in 'n land waar dinge die mekaar is, in 'n wêreld wat op sy kop is. Weet ons, Here, ons kan altyd op U vertrou. Dankie, Here, dat ons nou so tot U kan bid. Wil U vandag wees met elke prediker wat U woord verkondig. Wil U die woorde self seën, wil U dit in U mense se harte opsluit. Ja, Here, openbaar U self aan elkeen van ons. Dankie, Here, dat ons U kerk mag wees. Dankie dat ons in 'n donker wêreld die geleentheid het om lig te wees, om U lig te laat skyn. Dankie, Here, dat ons kan weet dat U ons God is en ons U kinders. Here, wil U wees met elke liewe persoon wat dalk in die laaste week iemand aan die dood moes afstaan. Ja, Here, ons weet dat hierdie virus nou oral is. Dit is op ons voorstoepe. Ons almal ken iemand wat nou al of daaraan dood is, of siek was, of ons weet van mense wat afgesterf het. Here, wees U met ons, gee U vir ons krag, gee U vir ons U troos, wil U vir ons help deur hierdie moeilike tyd, sodat ons net op U sal vertrou. Here, seën dan ook so ons saam wees, waar ons elkeen ook al is, en mag U alleen verheerlik word. En daar waar ons nou in die woord gaan wandel, Here, wil U dit ook vir ons seën, en wil U die een wees, wat waarlik self met elkeen van ons praat. Amen. Ons wet vandag, laat ons nogal dink, in 'n wettelose wêreld en samelewing, waar wanorde seëvier en geweld, moord en korrupsie die orde van die dag is. Waarheen gaan ons? Wat maak ons? Is dit ooit nog nodig dat ons God se wet hoor? En steur mense hulle ooit nog daaraan? Nee, ons kan nie so dink nie. God se wet maak saak en ons moet plan maak daarmee. Wanneer God vir Moses die wet gee, begin dit met een baie belangrike ding, die heel belangrikste van die wet. God sê vir Moses om vir die volk te sê, ek is die Here julle God. Punt. Klaar. Dit is die eerste stap om te begin 'n verskil maak in die wêreld. Daar mag niks en niemand anders vir ons belangriker wees nie. As ons dit begin besef, as God eerste is in ons lewens, maak dit 'n verskil. En as jy nie die verskil begin agterkom nie, dan gaan ons na stap 2. En stap 2 sê, kyk weer na stap 1. God moet alles wees vir ons. En daarom kan ons dit ook bely. Ons doen ons geloofsbelijdenis hardop saam. Of daar waar jy is, doen dit saam in jou hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Ons skriflesing vandag kom uit Psalm 23, baie bekende psalm, ons lees dit saam met die 83 vertaling. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte paaie,
tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. En vandag se boodskap tema is: die lewe is 'n fees. Half 'n vraag en 'n half 'n uitroep. Nou die laaste paar verse van hierdie Psalm herinner ons aan 'n fees. Gewoonlik dink ons aan hierdie fees aan een wat deur ver in die toekoms wag. 'n Fees wat op ons wag wanneer ons eendag tot sterwe kom. Maar ek wil hê dat ons nou al moet lewe. Asof die lewe 'n fees is. Ja, ek weet dinge is nou de mekaar, maar dink so 'n bietjie daaroor. Psalm 23. Seker die Psalm wat die meeste geken is en die meeste al gebruik is in preke. Om een of ander rede is Psalm 23 altyd vir ons gerusstellend. In moeilike tye, swaar tye, onsekere tye, maar ook in bly, rustige en kalm tye, het hierdie Psalm 'n effek op ons wat ons nie kan beskryf nie. Daar moet seker goeie rede wees waarom ons altyd hierdie Psalm gaan opsoek. Ek het op iemand se blog gelees, iemand noem die Psalms die asemhaling van die gelowige, die intrek van die lewegewende asem van God se woord en die uitblaas van uitgediende menslike vrae, vrese en nood. Daar is verseker iets in Psalm 23 wat ons hoop gee. Iets wat ons laat voel dat ons nog leef. Iets wat ons wil laat aangaan in 'n land waar wanorde die orde van die dag is. Iets wat ons kan hoop gee wanneer die situasie hopeloos lyk. Daar is iets in Psalm 23 wat ons laat kleef aan die lewe, terwyl daar deesdae soveel dood om ons is. Maar dit is nie maklik nie. Alhoewel hierdie Psalm vir soveel mense deur die eeue heen al die nodige troos en hoop gegee het, tydens begrafnisse en roudienste, is dit vir my nogal moeilik om vandag weer daardie selfde hoop en troos te vind. Want daar is tog soveel van die wonderlike dinge in hierdie Psalm wat weerspreek word deur ons huidige wêreldsituasie en nog meer in ons plaaslike situasie in Suid-Afrika. Psalm 23 sê ons sal niks ontbreek nie of niks kort kom nie. Maar ek ervaar 'n groot leemte. Gate in my lewe wat gelos is deur die afsterwe van my moeder, familielede, gemeentelede, vriende. Hulle ontbreek in my lewe. Hulle plekkies is leeg. En daar waar jy nou is ek seker jy weet waarvan ek praat. Almal van ons het in die laaste jaar iemand verloor, of ken iemand wat iemand verloor het. Dit is eenvoudig net nie waar dat ons nooit iets kort kom nie. En dan hou ons begrafnis of roudiens en ons kan nie eers behoorlik saam met die familie treur nie. Ons kan nie die gepaste reunie hou nie. Ons kry nie eers kans om behoorlik te besef dat die dinge wat ons gedink het so verskriklik belangrik is, toe nooit so belangrik was nie. Al waarmee ons deesdae gelos word na 'n beperkte roudiens, is die feit dat jy jou mense mis. Ons kort hulle. Ons kort ons familie. Ons kort aanraking en ons kort samesyn. Dit is net nie waar dat ons niks kort kom nie. En wat nou nog van die waters van rus en vrede? Ons voel nie rustig nie. Die afgelope week was daar so baie onluste in die land.
Ek kon nie rustig slaap nie. Ons weet nie of het gaan oorspoel na ons dorp, ons woonbuurt toe nie. Winkels is geplunder. Voertuie en geboue is afgebrand. Hoe moet ons rustig wees? Mense het hierdeur en as gevolg van COVID hulle werke verloor, huise verloor, huwelike verbrokkel. Ons verloor baie slaap. So waar is die rus as jy dit nou die dag nodig kry? En hoe moet ons nie onheil vrees nie, as ons deur donker dieptes, of soos die 53 vertaling sê, 'n dal van doodskade weer gaan. Want hierdie doodskade weer omsluit ons deesdae van alle kante. En soos reeds genoem, dink ek het almal van ons in die afgelope jaar of wat mense verloor. Hierdie dal is diep. Die doodskade weer los ons koud. Dis donker. En hoe kom ons daardeur? Kan ons? Gaan ons ooit aan die ander kant uitkom? En indien wel, wanneer? Nee, dit is nou maar net so. Die lewe is nie regtig 'n fees nie. Veral nie nou nie. Miskien was dit vroeëre jare gewees, maar die laaste 15 maande was nie 'n fees nie. Maar tog is Psalm 23 wel vir ons 'n bron van hoop en troos. Ja, ek weet ek het nou op al die negatiewe dinge gefokus, maar hoe kan ons dan anders? Die lewe is deesdae gevul daarmee. Dit beteken nie dat ek dit maar net aanvaar nie. Nee, ek aanvaar glad nie geweld, ongeregtigheid en 'n virus as maar net een van daai dinge nie. Maar ek leer wel om daarmee saam te leef en ek weier dat dit my gaan onderkry. Ek sal vashou aan hoop. Ek sal die hoop en die troos wat God se woord vir my en vir ons gee, my eie maak. As ons die boek van Prediker ook gaan lees, kyk, dan kan 'n mens nogal baie negatief raak, maar tog is dit ook 'n boek van hoop. Die Prediker kom uiteindelik neer daarop dat die lewe nie van self enige sin maak nie. Alles val nie altyd mooi presies in plek nie. As daar enige sin uit die lewe te haal is, moet mense dit doen. En moet mense begin besef dat om God te dien uiteindelik sin maak. Ons het ons verlede week ook daaroor gepraat. Ons moet nie ons ore te veel uitleen aan alle mense nie, maar eerder luister na wyse mense. Juist dit wat die Prediker vir ons sê in Prediker 12 vers 11. Die woorde van mense met wysheid is soos skerp stokke. Versamelde spreuke is soos spykers wat ingeslaan is. Hulle is deur een herder gegee. Ja, wyse mense gee aan die lewe sin. En ons maak sin uit die lewe as dit kom vanaf die een goeie herder, ons Here. En daarom dan ook, wanneer ons kyk na hierdie Psalm 23, kan ons nie anders as om te kyk na Jesus, ons goeie herder nie. Sy wyse woorde, sy hele lewe, sy dood en sy opstanding, dit is alles groter as wat enige situasie in die geskiedenis van die mensdom ooit was en wat dit nou is. Wanneer ons dus na Psalm 23 kyk, moet ons hom, ons goeie herder, in gedagte hou. Maar is dit regtig moontlik om in tye soos die waarin ons deesdae bevind, so na Psalm 23 te kyk? Is Psalm 23 nie maar net 'n paaimiddel vir ons om te probeer ontsnap uit die harde werklikheid van die lewe vandag nie? Weer eens, ek vra weer, waar is hierdie groen gras en hierdie rustige kalm waters langs die werkloosheidlyn?
en langs die grafte van geliefdes? Ek meen, word daar regtig van ons verwag om in moedelose tye en in die greep van vreemde magte te sing en dans en fees te vier, asof niks fout is nie? Want Psalm 23 gee ook aan ons 'n tweede beeld van ons en God. God is nie net ons herder nie, maar ook ons gasheer. Dit is nie sommer net 'n klein piknikkombers op groen gras langs 'n rustige stroompie nie. Dit word 'n oorlaaide feestafel wat God vir ons regmaak. God wag ons in om ons aankoms met die grootste gasvryheid te vier. Maar hoe kan ons dit doen? Ons wil nie nou partytjie hou nie. Ons wil nie by 'n feesmaal aansit nie. COVID, onluste, ongeregtigheid, onregverdigheid en nog vele ander dinge het 'n groot demper op ons aptyt vir viering en feestelikheid geplaas. Ons is verslae. Sjoe, maar is moeilik om positief te bly. Ek het net begin om die goeie deel van Psalm 23 raak te sien en toe gaan ek weer vooruit en laat ek toe dat die situasie waarin ons betref weer groter word. En dit terwyl ek weet dat my God groter is as alles. So, Psalm 23 bied aan ons twee beelde waar volgens God beskryf word. Eerstens is hy ons herder en tweedens is hy ons gasheer. In al twee beelde sien ons hoe ons afhanklik is van God en hoe ons in verhouding tot hom staan. Eerstens dan, die Here is my herder. As God ons herder is, dan is ons sy skape. Nou ek weet nie of almal van julle skape ken nie, maar skape is gewoonlik nogal dom. Skape volg gewoonlik hulle herder, maar so nou en dan volg hulle sommer mekaar en dan raak hulle maklik verdwaald. Skape weet nie regtig altyd presies waar om voer en water te kry nie. Skape is oor die algemeen baie weerlose diere, wat hulself nie kan verdedig nie. Daarom dat selfs die kleiner roofdiere, soos jakkalse, hulle kan vang. Waar ons onsself deesdae bevind, is ons mense wat baie krag, rigting en hoop vir die lewe nodig het. Ons raak so gou moedeloos en ons raak gou verslae en ons weet nie altyd hoe om hierdie krag, hierdie rigting en hierdie hoop te vind nie. Ons hoor in hierdie Psalm dat ons net so skape, ons maar op ons herder kan verlaat, dat ons hom kan vertrou. Ons hoor hier en in die res van God se woord, dat hy ons en ons belange op sy hart het. En daarom wil ek graag julle vandag weer kom bemoedig en julle aanmoedig dat ons regtig waar, maar met 'n geruste hart ons deur hierdie herder gelei laat word. Ons herder was self 'n lam gewees. Hy weet presies waar ons vandaan kom. Hy weet presies waardeur ons gaan. Hy weet hoe pla hierdie dinge ons. Hy ken ons baie goed, beter as wat ons dikwels besef en beter as wat ons dikwels onsself ken. Hy weet wat ons nodig het. Ons soek rus. Ons smag na vrede. Ons het nuwe krag nodig om aan te gaan. Want die lewe is nie meer soos dit net nou die dag nog was nie. Ja, ons voel so skape, verward, deur mekaar, rigtingloos en soekend. Ons hoor en weet van beter. Ons weet daar is hoop, daar is 'n antwoord. Maar ons weet nie waar die water van vrede en die groen weivelde is
wat ons aan die lewe gaan hou nie. Net om aan die lewe te bly, is deesdae vir ons 'n krisis. Net om te kan aangaan, is vir ons 'n stryd. Dit voel of alles net erger word. Maar, liewe mens, God, jou herder, weet dit. Hy lei jou na groen weivelde en waters waar daar rus en vrede is. En al word jy omring deur allerhande forme van donkerte, ja, selfs donkerte so diep soos die dood, bly asseblief glo in sy leiding. Volg hom, luister na sy stem. Hy sal jou veilig hou. Hy sal jou daardeur dra as dit moet. Smag jy na rus en vrede? Honger en dors jy na voedsel vir jou siel en lewenswater vir jou gees? Die Here is my herder. Hy vat my soontoe. Ons is nooit, ooit alleen in hierdie wêreld nie. En hoor wat sê Jesus in Johannes 10, vers 11 tot 15. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg. En die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. Ek lê my lewe af vir die skape. Wat meer kan ons vra as dit? Jesus Christus, ons Here, is ons herder. Ons hoef nie verward en de mekaar te wees nie. Ons hoef nie te vrees nie. Ons hoef nie bang te wees nie. En dan sê Jesus verder in Johannes 10 vers 27 tot 30. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. As Jesus se skape, luister ons na hom. Ons volg hom. Ons sal nie verlore gaan nie. En ons hoef niks te vrees nie. Verstaan jy dit? Het jy dit gehoor? Jesus sê, niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat die Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Die Here is my herder. En wanneer ons begin besef, dat ons goeie herder ons lei na hierdie rustige plek in ons gemoed, sien ons dat hy ook ons gasheer is, wat besig is om vir ons 'n fees voor te berei. Hy dwing ons nie om lofpsalms te sing in 'n vreemde land nie. Nee, ons is hier waar ons nou is, waar hy ons wil hê. Hy verdoof ook nie net ons pyn nie, maar hy dra ons daardeur. Hy gee vir ons die nodige krag en die genesing. En dan laat hy ons uitsien na die fees. Die fees wat na al hierdie tydelike dinge sal kom. En ek al weer vir Jesus aan daan vers 28. Hy sê, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Hy is ons gasheer en ons is sy gaste. 'n hele groot, oneindige fees ter ere van ons. God, ons gasheer, met al sy aandag op ons gefokus, oorlaai ons met hartlikheid. Vers 5 van Psalm 23 beskryf hoe God dit vir ons oordoen. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid.
Die 53 en 2020 vertaling sê, my beker loop oor. Alles en almal waarvoor ons eens bang was, ook in vers 5, al ons teestanders sit magteloos en toekyk hoe die een wat sterker en groter as alles en almal is, ons ophemel. Daai God wat ons eerste in ons lewens plaas, dit is hy wat dit doen. Die owerhede, die magte, die wêreldheersers van hierdie duisternis, die bose geeste in die hemelruim, alles waarvan Paulus skryf in Efesiërs 6 vers 12, dit alles moet toekyk hoe God ons oorlaai met hartlikheid. Wat 'n wonderlike vooruitsig. Wat 'n wonderlike herder. Wat 'n wonderlike gasheer. Ja, dinge is de mekaar en dinge is moeilik en voel buite ons beheer. Maar ons God is groter. Tog, in die middel, tussen hierdie twee wonderlike beelde van God, ons herder en God ons gasheer, lê die wêreld en die harde realiteit van ons lewens vandag. Die dinge wat deesdae eintlik ons gemoed oorheers. Die donker dieptes. Die donkerste kloof, sê die 2020 vertaling. Die skaduwee van die dood wat in die afgelope jaar baie oor ons geval het. Hierdie is nie 'n rustige, koel skaduwee wat ons in die somer kan geniet nie. Dit is donker, koud, soos nag in die winter. Wanneer Dawid praat van die donkerste kloof in Psalm 23, weet hy as skaapwagter dat diewe, moordenaars en roofdiere daar skuil. Hy weet dat dit soms die kortste pad is en dat dit soms die enigste pad is. Net om daaroor te dink, maak 'n mens angsbevange en bevrees. Dit neem amper oombliklik ons kalmte en ons rustigheid weer weg. Dikwels in die lewe moet ons ook noodgedwonge deur donker dieptes gaan. Het ons ook geen ander keuse as om deur dit te gaan nie. Kan ons dit nie vermy nie. Wat Dawid sê in vers 4, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. En hoekom sal hy nie bang wees nie? Want U is by my. In U hande is ek veilig. Hierdie God van ons herder en ons gasheer, se sorg en liefde vir ons is so groot, dat ons tog moet besef dat God ook nou hier is. Hy is self by ons. Sy hande staan reg om ons te beskerm teen die dood en wie weet wat ook al nog wil kom. Ons is veilig, want ons weet waarheen ons op pad is en wie ons volg. God is ons herder. Ons, God se kerk, sy huishouding is onder God se dak. Ons is genooi om sy eregaste te wees. Hy oorweldig ons met sy goedheid. Sy fokus is altyd op ons gerig. Hy is bereid om aan ons die beste in oorvloed te gee, terwyl die vyand wat met ons net kwade bedoelings het, maar moet toe kyk. Ons is veilig in God se hande. Sien, die middelste deel van Psalm 23 is nogal scary, maar dit word ontsluit deur twee oortreffende beelde van waar ons staan met God. Dit is juist te danke aan daardie middelste deel waarin ons so gereeld vind, dat die twee beelde van God en ons verhouding met hom so mooi op mekaar pas. Ons wêreld en ons land is op die oomblik ook nogal baie scary. Maar ons God, wat ons omsluit van alle kante, ons herder en ons gasheer, hy is by ons. Ons sal geen onheil vrees nie.
Slegte tye en slegte ervarings is nie iets niets nie. Maar dit is nie opgewasse teenoor hoe goed ons herder is nie. Dit is nie 'n match vir ons gasheer God, wat te midde van al hierdie dinge nog steeds alles in plek het, om ons as eregaste te ontvang en te oorlaai met sy goedheid nie. God het vir ons die feestafel met die offerlam, Jesus Christus, gedek. Dit is asof God vandag weer kom en ons uitnooi, en asof hy vir ons sê, kom, hierdie fees is joune, dis alles vir jou, ek is bly oor jou, ek het jou gesoek, jou gaan haal, en ek sal na jou omsien. So belangrik is jy vir my. Eet van die brood van die lewe, dat jy vir die lewe kan sterk word. Drink van die waters van rus, dat jou siel kan vrede vind. Die lewe eindig nie by swaar kry en dood nie. Die donker dieptes hou nie vir ewig aan nie. My lig sal wel daaroor skyn, en jy sal die lig sien. Ek sal jou daardeur vat. Jy sal spring lewendig aan die kant uitkom. Onthou, ek het dit so bewerk, dat jy vir ewig kan lewe, en my sorg vir jou sal aanhou vir solank jy lewe, en nog langer as dit, tot tyd ophou bestaan. Onthou, deur jou Here, Jesus Christus, het jy nie nodig om enigiets te vrees nie. Vind jou vrede in hom, vind jou rus in hom. Jy is tuis in my huis, tot in lengte van dae. Kom ons bid saam, 'n aanpassing van Psalm 23. Die Here is my herder, ek kort nie regtig iets nie. Sy sorg en sy liefde, genade en vrede is vir my genoeg. Hy laat my besef dat alles wat ek nodig het reeds daar is. Die lewe het nog heel wat groen weivelde. Ek moet dit begin raak sien. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Jesus Christus is die bron van lewegewende water. Ek vind my rus en vrede in hom. Ek vind nuwe krag in hom. Sy leringe en sy aanwysings dra ek met my saam. Hy lei my op sy regte paaie en ek leef tot sy eer, om sy naam ontwil. Selfs al tref die ongeluk my en my familie, al gaan dinge skeef in ons land en in die wêreld, al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is met my, in U hande is ek veilig. U is altyd by my. Die lewe is 'n fees. Ek kan nou al begin leef in die hoop van die ewige lewe wat U vir my bewerk het. Ek kan nou al aansit by die feesmaal, terwyl my teestanders moet toekyk. Die magte van hierdie donker wêreld staan nie 'n kans teen U nie. Ek is U eregas en U oorlaai my met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, ver verby hierdie lewe op aarde. Ek gaan vir ewig tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. En die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.